Dit is vir my so lekker om vanoggend met Zander Spammer te gesels. Nou, hy is die landboukundige hulpbronbestuurder by Southern Oil en ons praat 'n bietjie oor hulle wat regmaak vir 300 000 ton canola. Zander, baie welkom hier by Grootplaas. Baie dankie. Ja, lekker om hier te wees. Dit is lekker om jou hier te hê. Nou, ek weet Soil verwag vanjaar 'n rekord canola oes van 300 000 ton. Watter sleutelfaktore het tot hierdie massiewe groei bygedra? Die heel belangrikste is seker maar die winsgewendheid van die gewas oor die algemeen het baie verbeter die laaste 5 jaar. Ons het basies in 5 jaar van 94 000 ton canola, gaan ons nou hierdie jaar 300 000 ton canola sien. So ons het basies verdriedubbel. En dit is gevolg van verbeterde boerderytegnieke wat gelei het tot verbeterde opbrengste. En ons het ook redelik beter cultivars gekry. So dit gekoppel met 'n sterker canola prys het gemaak dat die gewas meer winsgewend is. En net soos enige besigheidsmense is boere besigheidsmense en dit wat meer geld maak, gaan hulle meer plant. Ja. So en die canola wat mos nou maar breëblaar gewas is, het natuurlik die wisselbou voordele wat jy in jou grane wil hê, in jou graan rotasiestelsel. So dit gekoppel met die verbeterde wins maak dit eintlik amper 'n no-brainer. Ja, dit maak absoluut sin. Nou, jy het genoem van verhoogde aanplantings en dan ook hierdie hoër opbrengste wat 'n aandeel gehad het in hierdie groei. Watter strategieë gebruik boere as dit kom by om hulle canola opbrengste te optimaliseer? Ja, so boere, jy sê as ek vat, ons het volgens my het ons seker maar van die, of indien nie die beste boere in die wêreld, almal gebruik presisietegnologie. Almal is amper hulle 'n wintergraan agronoom in sy eie reg. Ja. So ons as Soil het permanente landboukundiges in die veld om die boere by te staan en vir die regte advies te gee, maar baie keer dan kom jy by 'n boer aan en leer jy sommer weer iets. Ja. So hulle is absoluut op die kruin van nuwe tegnologie, nuwe inligting. So ons plant die beste canola cultivars tans in die wêreld. So dis maar net as die klimaat saamspeel, dan doen ons regtig goed en dit lei dan tot hierdie verbeterde omgewing van winste, dan meer hektare. Ek wil net sê, Zander, as daar nou ooit 'n platform was waar jy met vrymoedigheid kan sê dat Suid-Afrika die beste boere het, is dit definitief hier op Grootplaas. So jy kan dit maar hardop sê. Ek weet dat die vraag na canola toeneem. Ek wil by jou weet, wat is die rede nou vir hierdie toename, maar ook, hoe raak dit Suid-Afrikaanse boere en watter geleenthede skep dit in die groter industrie? So, canola, wat 'n kommoditeit is in die globale oliesaadkompleks, is afhanklik van die internasionale vraag en aanbod. En as ons kyk, in die laaste 4-5 jaar het die vraag na groenteolies met basies 20 miljoen ton vermeerder, volgens Oil World. So dit skep vir ons 'n omgewing van prysondersteuning wat ons al die laaste 4 jaar ook self ervaar het. Goeie pryse vir canola, en ons met ons Bewell handelsmerk in Suid-Afrika het redelik al dit canola olie gevestig en het ons redelik strome ontwikkel om afset te kry vir hierdie verhoogde produk. So die boere, dan het ons ook 'n baie goeie prysingsopsie vir die produsente met 'n minimumprys waar ons hulle aanvanklik betaal en dan verskans hulle self in die volgende seisoen in deur om met agterskotbetalings enige prysopbewegings te kry in die prys vir daai jaar. So byvoorbeeld as jy nou in 2024 teen minimum geprys het en 2025 hardloop die prys verskriklik weg, dan kry die boer daai hoe kan ek sê upside as 'n agterskot in 2025 en dit gee vir die boere verskriklik baie gemoedsrus, want ek bedoel hulle haal totaal en hulle risiko van hulle self af en hulle kan net die upside kry van dit.
Dit is waar ek dink nou by myself, ek het verlede jaar die voorreg gehad om daarso in julle geweste te wees tydens canola tyd en ek kan nie die prentjie van die geel blommetjies uit my kop uit kry nie. Dit was darem maar die mooiste mooi. Nou ek weet ook dat daar word geskat dat boere in die Wes-Kaap vanjaar sowat 154,000 hektaar canola sal plant en dit is omtrent so 10,000 hektaar meer as verlede jaar. Wat dryf hierdie uitbreiding aan? As jy nou moet terugsit en dink. Dis weer eens, kom terug na die eerste vraag toe. Dis maar die winsgewendheid van die gewas is op 'n goeie plek tans. So dit baie produsente sal vir my sê, Zander, is eintlik vir hom makliker om 2 na 2.1 ton canola te oes teenoor dan moet hy 3.8 ton koring oes en dis veel makliker om hy 2.1 canola te oes as die 3.8 koring. So dan sal hy eerder vir my sê, hy gaan eerder 'n bietjie meer canola nou in sy rotasiestelsel sit as koring of gars en die ding is ook heeltyd 'n balanseringstoertjie want sou die winsgewendheid van koring of gars weer beter raak, dan sal die ouens weer 'n bietjie meer koring en gars na toe gaan. Wat ook reg is, die hele saaisom moet werk vir ons om volhoubaar te wees. Dit help nie, dis net canola en ons saai ons basies vas, want jy kan nie canola regtig saai en die druk op jou swamme raak te veel. So dan so jy het koring en gars ook nodig. So ons wil maar graag net gesonde rotasiestelsel handhaaf en 30% canola is omtrent nou daar. Sê my net, wat is daar ideale omstandighede vir 'n canola boer? Omstandighede rondom die plant, wat het die gewas nodig om te floreer? Dis amper soos 'n mens, genoeg kos en water. Ja. So nee, so vir canola, ons heel belangrikste eintlik nou is maar opkoms. So as ons die regte saad op die regte tyd het, en dan wil ons so hier van die 20ste, 15 na die 20ste April, afhangend van vog, as jy in vog kan plant en jy kry jou canola binne 10 dae uit die grond uit, en is mooi galig op, dan is jy al ver in die ek wil amper sê in die wedloop af, dan is dit maar om jou gewas onkruidvry te hou, en siektevry, en genoeg kos te gee, en dan op die regte tyd op die einde, as jy nou plat sny of direk stroop, om daai roep te maak, dan is jy in 'n baie goeie posisie om maksimum opbrengs te behaal. Ek weet dat canola produksie in Suid-Afrika het verbeter ten opsigte van volhoubaarheid en so. Nou, ek wil graag by jou weet watter beste praktyke is geïmplementeer om hierdie te bereik, hierdie volhoubaarheid, hierdie verbetering. Ja, so ons werk ook saam met ons boere om redelik ek wil amper sê op die golf te wees van volhoubare tegnieke en die nuwe tegnieke. Ons is nou vir die 4de jaar agtervolgens het ons soos ISCC sertifisering gekry. Nou die ISCC, dis die International Sustainability Carbon Certification, wat basies een van jou sterkste sertifiserings maatskappye of liggame is in die wêreld, wat maar net beamoen dat ons boere verskriklik volhoubaar canola boer, en dit is maar goed soos chemiese rekords word gehou, kunsmisrekords word gehou, chemie word mooi in 'n stoor gebere en die stoor word gesluit, klomp sulke klein goedjies wat als optel. Ons gebruik nie basies vlei land of woud om nog canola te saai nie, ons gebruik nie die land wat daar is, en dan, ek bedoel, die ekonomie druk, ons moet al hoe meer met minder produseer, en dit is basies waar volhoubaarheid op neerkom, ons moet meer opbrengs te kry op minder kostes, en dit pas ons soos 'n handskoen, so ons is baie goed op dreef om hierdie uit te brei na die hele Wes-Kaapse graanboere toe ook. Maar oor die algemeen volg almal klaar die hele minimum bewerking, bewaring, landboustelsel ook. So
So ons is eintlik, dis baie keer flits my amper net 'n admin oefening. Ja, ek verstaan dit heeltemal. Waar sien jy Suid-Afrika se canola bedryf in die volgende 5 jaar? As mens nou 'n bietjie kon bespiegel. Man, ons gradeer ons beide aanlegte in Moreesburg en Swellendam vanjaar op. So ons is redelik lank canola. So ons is baie optimisties oor die toekoms. Wat dit ook baie verblydend maak is dat in ons canola proewe is daar 15 cultivars wat almal 3 ton 'n hektar plus opbrengs gee en ons kry maar nog net so oor die 2 ton canola. So daar's basies 'n ton, kom ons sê 700 kg na 'n ton se opbrengs op die tafel. En dit wil vir my sê as ons nou teen 150.000 hektar 2 ton is 300.000, dan is daar ten minste nog amper wil ek sê daar kan nog maklik nog 100.000 ton wees. So nee, ons is verskriklik optimisties oor canola en as jy kyk waantoe die hele groenteoliemark gaan, daar's 'n sterk vraag vir groenteolies. Prys kry redelik ondersteuning en so ons is baie optimisties oor canola as jy kyk na die biobrandstof, die insluiting van groenteolie in die biobrandstof, daar's geleentheid. Ons enigste, ek wil amper sê werklike buiteperd op die oomblik is nou maar die klomp tariefoorloë in die wêreld, omdat canola deel is van die globale oliesaadkompleks, is ons uitgelewer aan globale, ek wil amper sê oorlog of tariewe, faktore. So dit is nou 'n bietjie moeilik om te voorspel, maar langtermyn is ons redelik baie optimisties. Wel, ek moet vir jou sê, dit is lekker om met jou te gesels en ek hoop dat al die planne sommer net sal uitwerk in die industrie. Dankie vir jou tyd vanoggend.